Jouw favorite melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live net hier op TikTok. Van deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor alle grenzen. Ja, dat is ons mensen. Assai, nou is ons geset en gereed vir die ding. Ons is gereed. Of Ek hoe like sê daai jy? woorde. Ja, jy Daar kan sê maar- julle, dis amptelik tyd vir Pro en Praat Seisoen 1 episode 14 en vanaand het ons I Don't Need To Know as ons gas. Dis 'n groot voorreg vir ons om jou vanaand deel te kan hê. Baie dankie aan elkeen wat vanaand hier is. Julle, ons gaan luister na die intro en daarna gaan I Don't Need To Know vir ons ietsie Joel daarso. So julle is in vir 'n ding man. Nooi jou vriende en geniet dit saam met ons. Geniet die liedjie julle. Let's go. Melks, kom miljarden zijn. Kom join zijn live net hier op TikTok. Van deze vibe en hier wil je blij. Moet niet lelijk, wees niet, want ons gaan je blok. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Let's go guys. Please tap and share. Ja, dat is ons mensen. Zit je langer bij mekaar, want ons is nog niet klaar. Jouw favorite melks, kom we zijn aan. En ik kan je ons nou lekker samen. Kom, ontmoet nieuwe mensen van overal, oor al die grenzen. Ja, dat is ons mensen. Let's go guys. Jouw favorite melks, kom op. Net hier op TikTok. Ja, Daar sê julle en so begin ons ons hierdie episode 14. I Don't Need To Know. Ek gaan aan jou oorgee wat jy vir ons 'n song kan Joel. Baie dankie. Alright. Laat ek dalk net my musiekboek kry. Ek het 'n musiekboek wat ek gebruik. Daar sê julle. Assai, Hoop julle het ons julle die Pro boek. en Praat kaartjies gekry. Okay, Nee, mense Jan van moet die regtig nie Manne dink dit is 'n vuil song nie. Dit is 'n baie ou song. En die liedjie waarmee ek af gaan begin is My Dingeling. Gooi hom. Mense, please tap and Alright, hier share. gaat ons. Ons gaan hom laat waai. Oh, sorry. Kom ons hoor nou net of hierdie ding nog steeds ingestel is of nie. Chris, kan ek net bietjie van Dankie. Alright. Ek weet nie wie almal dit ken nie, maar die wat almal ken, julle kan daar vir my comment, kyk net of julle dit ken. Ek is nie seker nie want ek is ek sal nie sê ek's regtig 'n ou toppie nie, maar ek is baie in my ou musiek in. So. Weet nie, Baldo, sal jy vir my aftel? Let's go. 3 2 1. Ja, sê, kom ons begin. Hy het dit vir my gesê. When I was a pretty little boy, my grandma bought me a brand new toy. Silver balls hanging
she told me it was my ding-a-ling-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. Then I went to primary school, I played the games against the rules. Every time that bell would ring, you'd catch me playing with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. Once I was climbing the garden wall, I slipped and had a terrible fall. Fell so hard that I heard the bells ring, but held on tight to my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. Once I was swimming across the Snapper Creek with all those snappers around my feet. Was sure that was getting across as that thing with both hands held around my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. Now this little song is not so bad. It's the cutest little song that you've ever heard. And those of you who will not sing must be playing with your own ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling, I want you to play with my ding-a-ling. Alright, daar's ons eerste een afgehandel. Daar het julle dit. My ding-a-ling. Dear, I don't need to know. Nou kyk, wat 'n hoë noot. Ja, skop ons nie nou weer af nie. Maar ons gaan begin met hierdie aand verder. Nou julle, vanaand se geur die topic vir vanaand. Dit wil sê ons gaan gesels oor lirieke vanaand. So, julle weet elke liedjie na wat ons luister het 'n liriek in. Die woorde van die song is die liriek. Maar voordat ons daarby kom, vanaand se gas is 'n redelike bekende TikTok persoonlikheid. Hy is gebore in Boksburg en het groot geword in Elof. Hy is doenig met IT studies. Hy is op platforms soos Instagram, TikTok en YouTube. Hy speel gitaar en sing en 'n interessante feit oor hom is dat hy al op stage was. En dit is dan niemand anders as I Don't Need To Know nie. So I Don't Need To Know, voordat ons aangaan met hierdie aand, hoe voel jy oor vanaand? Kom ons stel dit so, ek is regtig baie opgewonde, bietjie nervous, maar regtig baie opgewonde. Dit is cool. Julle, ek wou nou amper iets anders gesê. Voel jy vanaand ook met jou dinge? Ek kan nie presies so sê nie. Daai gaan bietjie verkeerd wees. Ek kan dit nie op 'n TikTok platform uitlaker nie. Sy. Wanneer het jy vir die eerste keer in jou lewe 'n powerful liriek, met ander woorde 'n powerful woord in 'n liedjie ervaar? Wanneer het jy dit beleef? Wanneer kan jy onthou wanneer het jy dit vir die eerste keer beleef? Kom ek stel dit so, ja, ek het. Dit was jare terug gewees. Ek dink ek was 7 jaar oud. My oupa het daai jaar, net voordat hy sy kop gelê het hy 'n liedjie neergesit op 'n groep en ons het hom almal geluister. En die liedjie se naam
The Sound of Silence. Cool. En daai is nogal 'n baie En dit het powerful song. daai het nogal baie daai het my passion vir musiek in my hart begin. Dis awesome. Vir my was dit daai tyd toe ek dalk nie in so goeie emosionele space was nie, kan ons maar sê. Dit is dan wanneer ek soos voel wanneer 'n liedjie baie powerful uitgedruk word en jy dit meer voel, diep binne voel jy dit. Ons tweede vraagie, I don't need to know is, luister jy regtig na die woorde van 'n liedjie of fokus jy meer op die beat en die melodie? Ek fokus bietjie meer op die beat en die melody. Maar met sekere liedjies soos byvoorbeeld wat vir jou in 'n emosionele tyd en goeters, dan sal ek eintlik gaan luister na die woorde en dan weet ek waaroor die liedjie is en hoekom hulle die liedjie neergeskryf het. Nou daarom moet ek saam met jou stem. Ek is ook baie soos presies wanneer ek in daai emosionele bias of dalk, hoe sê ons, 'n bietjie daai messy depressie tyd, dan luister ek meer na die woorde, daai diepheid, en dan andersins luister ek maar net 'n liedjie lekker vir die beat, lekker om te ontspan en 'n positive vibe, daai tipe van ding. Net om 'n lekker tyd te hê. Yes, daarmee kan ek 100% saamstem. Kom ons stel dit so, as ek in ons noem dit 'n depressie sessie. Nou as ons in daai gedeelte ingaan, dan het ons 'n sekere liedjies wat ons luister. Ons is skeptical met wat se liedjie, maar as ons nou in 'n happy by is dit goeders met 'n goeie beat waarmee jy kan kyk of jy kan drome speel of jy kan die gitaar saam intune met dit. So ja, musiek het vir my 'n baie groot ding in my lewe geword. Nee, dit is goed. Dit bring ons by ons derde vraag en dit is, wat is die kragtigste liriek wat jy nog ooit gehoor het? So, is daar 'n woord wat jy kan onthou in 'n liriek wat vir jou die powerfulste was? Ek gaan nie sê dit is een woord nie, maar dit is 'n sin. Dit is 'n liedjie van NF, ek weet nie of jy hom sal ken nie, maar die liedjie se naam is Who I Was en op by een gedeelte sê daar Wind Up Like Dad. En dit het vir my baie groot mening gehad want ek het al baie kak aan gejaag in my lewe en ek wil nie hê my kinders moet omdraai soos wat ek uitgedraai het nie. Ja. Ek wil vir hulle beter kan gee, vir hulle gee wat ek nie kon kry nie. Ja, dit maak sin. Vir my is dit daai stuk van my testimony wat sê, if I'm not dead, you're not done. Baie keer voel ons lewens val uit mekaar uit, maar dan is daai een ding wat ons staande hou. Nou julle, feit wat ek met julle gaan deel oor vanaand se onderwerp, en dit is lirieke, en dit is die eerste bekende lied, die wêreld se oudste bekende lied met bewaarde lirieke is die Hurricane Hymn, nommer 6, wat 3400 jaar oud is, en op klei tablette gevind is in die antieke stad Ugarit. So julle, later aan vanaand gaan ek vir julle wys hoe hierdie klei tablette gelyk het. Ek het juist 'n foto van dit gesave, want dit was 'n bietjie soos, julle weet, as iets 'n bietjie voor jou tyd was, moet jy 'n bietjie gaan navors hoe die goed gelyk het. Ja nee, kyk, daai kan ek 100% mee saamstem. Ja nee, kyk. Ons vierde vraagie, wat ek en jy by gaan stil staan, I don't need to know is, kan lirieke die manier waarop jy oor 'n liedjie voel verander? Ek sal nou weer Dit kan verander, yes. Waar jy nou, kom ons stel so, jy gaan 'n liedjie luister, dan gaan jy jou eie melody in daai liedjie inpas. Miskien soms dan verander jy sekere woorde. En dan maak jy jou eie cover. Dan maak ja. Ek verstaan nie hoe om dit heeltemal te verduidelik nie, maar ek dink jy verstaan die konsep waarop ek draai neerkom. Ek verstaan ja. Dan is daai bietjie meer dieper mening vir jou. Bietjie dieper betekenis. Dan maak jy dit jou eie.
Ek gaan ook sê ja, verseker, want lirieke is afhanklik van 'n mens se perspektief. Soos ons nou net gesê het, ons elkeen sien 'n liedjie anders en dan voel ons die liedjie ook anders as ons dit doen. Ons volgende vraagie, in jou opinie, Soos wat maak dat mense met die lirieke van 'n liedjie kan identifiseer? So wat maak dat jy kan relate in jou opinie met die woorde van 'n song? as jy na sekere woorde gaan luister, dan dink jy terug aan wat jy gedoen het en dan soos jy die liedjie luister, dan voel dit of dit jou as persoon beskryf. So, Definitief. ja, Ek stem dis saam met my jou. mening daarvan. Myne is, wanneer die lirieke vir jou betekenis kry, dit is dan wanneer jy met die lirieke van 'n liedjie kan vereenselwig of identifiseer. Yes. Ons 6de vraagie is, dink jy 'n liedjie moet 'n diep betekenis hê om goed te wees? Nie noodwendig nie. My opinie oor hoekom ek so sê is, baie mense maak liedjies, dan het hulle nie 'n betekenis nie, maar 'n mens sal nog steeds die musiek gaan luister. Baie van hulle maak weer liedjies met 'n betekenis, so ek sal sê dit hoef nie noodwendig 'n betekenis te hê nie. Uit my persoonlike opinie uit. Definitief, en wat ek vir julle gaan sê is, ek dink nie 'n liedjie moet 'n diep betekenis hê om goed te wees nie. Daar is sommige liedjies wat baie oppervlakkig is, maar omdat 'n persoon daarmee kan vereenselwig, met ander woorde kan relate, geniet jy sulke tipe liedjies. Die liedjie hoef nie noodwendig 'n diep betekenis te hê om van te wees en om na te luister nie. Kan net ook 'n lekker plain song wees. Hy hoef nie noodwendig daai diep betekenis agter hom te hê. Hy moet at least net daar wees, dat jy kan verstaan waaroor die liedjie is, en dat jy kan aanvoel wat in die liedjie gedoen word. Ja, definitief. Ek deel nou met julle 'n tweede interessante feit. Elke liewe een wat nou net ingeskakel het en by ons aangesluit het, baie welkom by vanaand se episode. Ons tweede feit wat ek met julle gaan deel is Kits of Kwart voor vir ewig. Baie bekende lirieke in liedjies wat wêreldroem behaal, is in minder as 15 minute geskryf, terwyl ander wat dieselfde vlak van roem behaal, telke jare neem om te voltooi. Nou ons sewende vraagie, I don't need to know. Wel, okay, ek is besig om, nee, ek is nie besig om trek te verloor hierson. Ons sewende vraagie, in jou opinie, so kom ons hoor weer, in jou opinie, wat is die verskil tussen 'n goeie liriek, met ander woorde goeie woorde, en 'n uitstekende liriek? Goeie woorde is, ek sal meerendeels sê, dit is soos jou liefdes en goeters soos dit. Maar uitstekendes is die goeters wat vir jou meer vertel van waaroor liedjies is. Meeste van jou Afrikaanse liedjies is liefdes of oor meisies, maar met jou Engelse musiek, ek verkies nou weer my Engelse musiek voor my Afrikaanse musiek, want Engelse musiek beskryf my meer as wat Afrikaanse musiek doen. Afrikaanse musiek is meer meisies en Engelse musiek gaan meer oor in diepte in oor wat die lewe aangaan en wat om jou regtig gebeur. Dit is baie waar. Nou vir my gaan ek sê, 'n goeie liriek skep daai feel good energie, daai feel good vibe. Terwyl 'n uitstekende liriek se woorde so goed is dat dit gewoonlik by jou bly en vas, dit bly by jou. Dit steek by jou vas. Jy vergeet dit nie sommer nie, want dis hoe uitstekend daai lirieke van die song is. Ons 8ste vraagie, dink jy eenvoudige lirieke kan soms kragtiger wees as ingewikkelde lirieke? Daarsom moet ek met my opinie gaan ek sê ja, want jy hoef nie 'n baie groot woord te gebruik vir 'n baie ingewikkelde liedjie nie. Jy kort 'n minder ingewikkelde liedjie om vir jou meer te verduidelik. Baie ingewikkelde liedjie, jy sukkel soms om te verstaan.
Definitief. Ek stem saam. Ja, So daarom verseker. sal ek sê dit is meer kragtig. Ek gaan ook saam met jou stem hierso. Ja, verseker, omdat dit meer verstaanbaar is. Daarom sê ek ja, verseker. Om dit klein en simpel te hou, eenvoudig, dan kan almal dit verstaan en almal kan iets daaruit vat. Ja, want soms Ons volgende- luister jy 'n liedjie, maar jy verstaan nie regtig waar dit gaan nie. En dit is die ding, en dan het jy nie 'n klou waar die liedjie gaan nie. Ons 9de vraag, dink jy lirieke word minder belangrik in moderne musiek? Okay, my rede hoekom ek sê afhangende. Moderne musiek kan meer verduidelik, maar soms ook minder verduidelik. Dis hoekom ek sê afhangende waar die liedjie is en waaroor dit gaan. Definitief. Ek gaan nou net sê ja, verseker, omdat skrywers minder klem lê op die betekenis van die musiek self. Nou, julle dit, laat weet ons bietjie wat julle dink in die comments. Baie dankie vir elkeen se likes en ondersteuning, ons waardeer dit. En ja, Shanay, jy sê veral country musiek. Ek hoor jou. Ons laaste feit wat ek met julle gaan deel sê, musiek is die meester van ons geheue. Iemand wat baie na musiek luister, kan maklik 1000 of meer liedjies oor hul leeftyd leer ken. Dit beteken 'n persoon kan die gelykstaande van 100,000 woorde se lirieke onthou. Interessant genoeg werk lirieke anders as gewone geheue. Baie mense kan 'n lied woord vir woord saamsing, maar sukkel om dieselfde liriek sonder die musiek op te sê. Die melodie is die sleutel. Baie interessant. Nou, ons volgende vraagie, I don't need to know, is, in jou opinie, wat kom eerste wanneer 'n mens 'n liedjie skryf? Die woorde, met ander woorde die lirieke, of die musiek? Daarso sal ek sê eerste jou musiek, jou melodie en goeters, want met jou melodie kan jy dan uitfigure om watse woorde te gebruik. Soos byvoorbeeld, ek het nou onlangs weer 'n liedjie geskryf, maar ek kon nie 'n melodie saam met die lirieke sit nie. Toe maak ek eers 'n melodie, toe kon ek die lirieke actually bysit. En dit is so interessant, want ek gaan nou weer eens die teenoorgestelde sê. Ek skryf self liedjies, vir my is dit weer persoonlik, die lirieke moet eers kom en dan die musiek. Wow, kyk nou net hoe interessant is dit. En jy verkies nou weer die teenoorgestelde, so dis baie interessant. Kan ek ook koekies Kan ek ook koekies Ons volgende okay. Kan ek ook koekies by dit sit? Met die kan. manier wat hy dit explain het, dis basically dieselfde manier hoe hy dit explain het, want ek weet baie mense as hulle soos die melodies en goed op die gitaar doen, baie mense gebruik eers die gitaar om die melodie te doen en dan kry hulle al die woorde reg om soos elke woord presies op die regte plek te gaan sit en wat se woorde kom waar. En dit mooi aan een as 'n mooi produk aan een te sit en uiteen te sit. Ek stem saam. Ons derde laaste vraagie, so julle, ek moet gaga wiskunde het hierso. Ons derde laaste vraagie. Het jy al ooit 'n liriek gehoor wat gevoel het asof dit spesiaal oor jou lewe geskryf is? Ek kan nie noodwendig so sê nie, maar een wat vir my bietjie meer myself beskryf het, soos ek gesê het, die vorige liedjie van NF, Who I Was. Hy het vir my bietjie meer in diepte beskryf van hoe ek dalk mag wees in die toekoms of hoe ek wil wees in die toekoms. So ek sal sê, daarso sal ek sê persoonlik ja. Okay, dit is cool. Ek gaan ook sê ja, ek het. En this is how legends are made. Want ek wil vir julle elkeen van ons sê, ons is legends. Partykeer wil die wêreld en mense ander opinies rondom ons sê, maar ons moet nooit ophou droom nie. Ons elkeen is 'n legend. Ons tweede laaste vraagie, is daar 'n liedjie wat elke keer 'n spesifieke herinnering by jou laat opkom wanneer jy dit hoor?
Ja. Ek sal so sê ja. En vir my sal dit wees The Sound of Silence, want soms is jy so in die donker, jy voel alleen, maar tog is daar mense om jou. Definitief. Ek gaan ook sê ja, daar is vir my. En dit is ek sal by jou staan want hierdie liedjie sê net vir ons dat ons by mekaar moet staan in goeie en slegte tye. Dat ons daar vir mekaar moet wees. Nou ons laaste vraag julle, hierdie is 'n baie snaakse vraag. En ek is baie nuuskierig om te hoor wat jy op hierdie vraag gaan antwoord. Hierdie laaste vraag is: wat is die snaakste liriek wat jy nog ooit gehoor het? Ooh, nee, vir my, ek weet nie of mense die liedjie sal ken nie, maar dit vir my is dit 'n baie snaakse liedjie, Vuur op my knate. Van alle liedjies. Jy moet daai liedjie. Ek sal dit ek moet daai Ek het nie dieselfde in gedagte. vang jou poep en Vuur op my ry. knate. En ja, my antwoord op hierdie vraagie gaan wees presies wat jy gesê het, Janetjie, vang jou poep en ry op. Daai is vir my die snaakste ding. Ek doen dit nie lelik nie, maar ek weet nie wat het hom beseel om my liedjie te skryf nie, maar dit het so baie mense 'n siening van lewe gegee na die tyd. Daar sê julle laat weet ons bietjie wat is julle snaakste liriek wat julle al gehoor het. Maar dit was dan die vraag I don't need to know en dit bring ons nou by ons eerste kort speletjie van vanaand. Ons moet tog so 'n bietjie fun en games ook inbring. Yes. Right. Nou die eerste kort speletjie wat ons gaan speel se naam is die dealbreaker or not. En dit is sy is 'n 10 weergawe. So ek gaan vir jou 'n stelling gee en sy se 10 gaan vooraan wees en dan moet jy sê is dit vir jou 'n dealbreaker of is dit nie 'n dealbreaker nie. So ons gaan laat vaai. Ons eerste enetjie. Sy is 'n 10, maar sy sing die liedjie vol selfvertroue saam, al ken sy eintlik nie al die woorde nie. Is dit vir jou 'n dealbreaker of nie? Dealbreaker definitief. Dit beteken boodskappe nie. Askies, kan jy daai en weer gou herhaal? Jy het bietjie uitgeklies op daai fase. Ek kan ja. Maar sy hou van liedjies met geen betekenisvolle boodskappe nie. Nie 'n dealbreaker vir my nie. Ja. Persoonlik nie 'n dealbreaker nie. Ja. Ons derde enetjie, maar sy gebruik 'n liedjie se lirieke om indirekte boodskappe aan jou te stuur. Dealbreaker definitief. Ons vierde enetjie, maar sy luister elke dag na dieselfde liedjie omdat sy mal is oor die lirieke. Dealbreaker. Daai sal ek vir my sê nie 'n dealbreaker nie vir die eenvoudige rede. As jy 'n liedjie oor en oor langs my moet speel, gaan ek die moer en rock vir jou. Ek gaan jou wegskop. Dis nie so wet toe die Ons vyfde een. Ek gaan nie doen. Maar haar gunsteling liedjie het die slegste lirieke wat jy nog ooit gehoor het. Nie 'n dealbreaker nie. Straightforward. Glad nie 'n dealbreaker nie. Ons sesde enetjie, maar sy kies 'n liedjie se lirieke as haar Instagram status om 'n boodskap aan iemand te stuur. Dealbreaker definitief, want soms het daai liedjie 'n groot betekenis. Ek weet persoonlik want my meisie doen dit baie op haar Instagram posts en haar stories en goeters. Instagram stories. Daar's hy. So ek jy sal kan sê daai dealbreaker. jy kan daai antwoord uit ervaring uit.
Ja, Ja, George het Om laaste 7 definitief. Maar sy stop die liedjie om vir jou te verduidelik wat elke liriek beteken. Deelbreker. Dealbreaker definitief. Somtyds as ek nou nie die liedjie sal verstaan nie, dan kan sy my verduidelik, dan kan ek ook 'n insiening kry van hoekom sy eintlik van die liedjie hou. Ja. Baie waar. Baie waar. Ons derde laaste enetjie. Maar sy stuur vir jou 'n random liedjie en verwag dat jy self moet uitfigure wat sy probeer sê. Dealbreaker, want dit is vir jou 'n baie goeie ding en dit is vir haar 'n toets om te kyk hoe goed ken jy haar werklik. Ons tweede laaste een, maar sy luister slegs na liedjies omdat sy 'n crush op die sanger het. Ek sal sê dealbreaker, want elke persoon het hulle celebrity crush. En ons En daai is laaste een, ongelukkig 'n feit onder almal. Wat daar bly. ons laaste een, maar sy het 'n hele playlist vol liedjies oor haar ex. Daar sal ek sê nee, daai is nie 'n dealbreaker vir my nie. Daai is glad nie 'n dealbreaker vir my nie. Daarso gaan ek gaan met 'n no-go, want dit gee vir my klaar rooi vlaggie. Hallo, rooi vlaggie. Dis waar, ja. Dan sien ons al die rooi vlae. Nou dit Ja, nee. bring ons julle. Dit bring ons by ons groot speletjie vir vanaand. Van Pro en Praat. Is jy gereed? I don't need to know, is jy gereed vir hierdie groot speletjie? Ek glo ek weet nie, moet ek begin jump en begin rondwikkel om reg te maak vir die Nee, ek glo daarin nie. Ek Ons- het eerder gesê hierdie speletjie. op die vloer gaan doen. Julle hierdie speletjie van hierdie groot speletjie se naam is Skommel saam. Daai is so weird naam, maar dit klink so interessant. Hierdie speletjie is glad nie hoe dit klink nie, ek beloof vir julle. So kom ek verduidelik gou hoe hierdie speletjie werk. So daar is 6 kategorieë, naamlik die houer, die geur, die toppings, die sous, die vulsel en die afronding. So ons gaan 'n melkskommel maak. Jy gaan 3 kategorieë wat ek nou net genoem het, een van hulle 3, jy gaan 3 uit hierdie 6 kies. Watter 3 kies jy? Gee gou vir my weer die opsies. Okay, die houer, die geur, die toppings, die stroop, die vulsel en die afronding. Watter 3 uit hierdie 6 kies jy? Die topping, die Ja, houer die top. en die gier. Okay. Cool. So ons gaan begin met die houer. I don't need to know. Hoe wil jy hierdie houer van hierdie melkskommel hê? Het jy vir my 'n voorbeeld van hoe ek dit kan maak? So enige iets. The sky is the limit soos hulle sê. Jy kan jou verbeelding gebruik. Enigiets, want ons gaan vir ChatGPT vra om hierdie melkskommel aan die einde aan mekaar te slaan. Okay, alright. Ek sal sê 'n houer. Laat hy soos Hartjies uit. nee. 'n normale melkskommelhouer, maar in plaas van 'n normale size een, 'n baie groter een, soos byvoorbeeld, kom ons sê 3 keer die grootte. Okay? Cool. Wil jy enige iets op die houer hê of wil jy hom net plain hê? Kom ons maak dit 'n plain houer. Cool. Watter geur wil jy vir hierdie melkskommel hê? Hulle die antwoord in die chat. Kom ons stel dit so, ek wil hê die geur moet soos 'n galaxy themed uitkom, so kom ons sê 'n blueberry een met soos sprinkles in hom ingemeng. Cool. Julle die melkskommel klink interessant. En watter Hallo, toppings wil jy vir Divan. hierdie melkskommel hê? Toppings, kom ons maak dit 'n blueberry en dalk 'n strawberry gemash in een in. Cool.
Daar's hy julle, nou terwyl my manlief hier in die agtergrond besig is om hierdie liplek lekker melkskommel vir ons aan mekaar te slaan op ChatGPT. I don't need to know, bring dit ons by ons laaste gedeelte van Proonpraat, ons laaste skeppie van Proonpraat, en dit is die Q&A vrae. Ek gaan 5 vrae aan jou vra, ons gaan wegspring. Ons eerste vraagie aan jou is, jy het groot geword in Elof. Wat is jou gunsteling herinnering van die dorp? My gunsteling herinnering van die dorp is, dit is veilig genoeg om rond te kan loop daarso en jy kan baie vriende maak en is platteland. Jy loop. Met 'n fotostuur engel. Ons tweede vraagie, wat het jou geïnspireer om IT studies te doen? My pa is in die IT bedryf, so ek gaan sit baie en kyk wat doen hy en dit interesseer my regtig baie. En dit het my die inspirasie gegee om te begin. Ek het nou RTT as 'n vak ook. Cool. Ek kan saam met jou daar praat. Ek het ook RTT gehad. Ons derde vraag. Jy sê jy is doenig op sosiale media. Het jy 'n spesifieke doel daarmee of is dit net vir die pret? Vir my gaan dit meerendeels net oor die pret en kyk wat ek kan doen daaruit. Ja, mens kry haters, maar daai skop 'n mens af en gaan net aan. Definitief, en dit is die attitude wat 'n mens moet hê. Dit moenie 'n mens pla nie. Ons tweede laaste vraagie, I don't need to know is, jy sing en speel gitaar. Het jy al ooit lesse daarvoor geneem of het jy jouself geleer? Ek het myself geleer. Cool. Ons laaste vraag. Jy was al op stage. Kan jy noem met watter geleentheid dit was en wat het jy gedoen? Dit was ook 'n redelike ruk terug. Ek kan nie sê ek het gitaar gespeel en goeters op die stage nie, maar ek het gesegdes en goeters opgesê. Toe's ek nog in graad R. 'n hele tydjie terug, dit is cool. Maar dit is, hoe kan ek sê, ek dink dit is 'n lekker experience om op stage te wees. Nou met dit gesê, I don't need to know, gaan ek weer die verhoog aan jou gee, en dan gaan jy vir ons nog 'n tune gooi. Julle, sit net, geniet dit saam met ons, I don't need to jou, die verhoog is joune. Alright, kom ons kyk net wat doen ons. Ek weet nie, ek het 'n paar van my eie liedjies, miskien moet ek een wat ek aan my het doen. Ek het hom wanneer geskryf. Gaan kyk op jou WhatsApp, jy het hom daar. Ja. Dankie julle vir die like, ons waardeer dit. Ja, jy nie foon, gebruik nie die foon. My tas vanoggend. Is okay. Nou bro, gaan okay. Sunset dripping gold on your skin, laughing like the walking wind. Radio playing our favorite song, saying you don't have to stay too long. Dusty roads and the sky so wide. You grabbed my hand, said let's just drive. No map, no plans, just you and me, chasing down that feeling free. Let's escape, leave it all behind. Every worry, every line. We'll be dancing in the headlights glow. Where we stop, nobody knows. Fun like fire in the night. Hearts burning wild and so bright. If love's a road, then let's get lost. No matter what, no matter the cost. Barefoot running through the midnight air. Your voice like music everywhere. We don't need a reason why. We just need the center sky.
City lights fade in the rearview. All I really need is you. Every mile feels like a dream, closer than we've ever been. Let's escape, leave it all behind. Every worry, every line. We'll be dancing in the headlights low. Where we stop, nobody knows. Fun like fire in the night. Hearts burning wild and so bright. Love's a road and let's get lost. No matter what, no matter the cost. And if the world comes calling back, we'll just fade into the track. Two shadows in the summer haze, living for these reckless days. No regrets, no looking down. We found heaven out of time. In your eyes I see my home. No matter where we roam, let's escape, just you and me. Ride down our own reality. Every laugh and every kiss, it's a moment we don't wanna miss. Fun and love in an overdrive. Never felt so alive. Forever's just tonight. Hold me close, we'll be alright. Baie mooi, I don't need to know, regtig waar daai. Nou kan jy 'n bietjie agtergrond vir ons gee oor daardie song van jou. Waar die inspirasie vandaan gekom van die song? Ek en my meisie het ontmoet op 'n platform. Soos wat ek en jy ontmoet het op 'n platform, ons het op TikTok ontmoet. Ek en my meisie het oor Omi TV. Baie mense is bekend met daai applikasie. Maar ek en sy is nou long distance en goeters en dit het vir my gesê, okay, kom ek maak 'n liedjie vir haar wat vir haar dalk bietjie meer sal beteken. En toe dink ek al aan een gedeelte wat vir my baie gesê het is every mile feels like a dream closer than we've ever been. So ek en sy is 'n uur en 14 minute weg van mekaar af. Ek gaan miskien kyk, dan gaan ek hierdie naweek wat nou kom, gaan ek haar gaan surprise en goeters. En ja, Ja, dit klink super cool. Regtig 'n baie nice song en hier sê Zack, een van my moderators self, wow, dis baie mooi, well done. Ek stem saam, dis baie mooi. Ek sê vir jou, I don't need to know, as hierdie lied van jou op die platform moet kom, gaan hy vlam vat. Regtig baie nice woorde. ek is baie bly om dit te hoor, want ek dink al aan om dalk vir my 'n producer te kry dat ek die liedjie kan produce. Sal super cool wees. Nou julle, ons gaan nou kyk na hierdie melkskommels. Julle nou gereed om te sien hoe ons melkskommel. Julle, dit melkskommel klink al so interessant geklink. So hierdie melkskommel se naam is die Galaxy Berry Blast Milkshake. So kom ons kyk hoe het hierdie melkskommel uitgekom. Daar's hy julle. Daai Beautiful. het baie goed uitgekom. Julle. Jo, hierdie melkskommel lyk so lekker. Actually. Nou julle glo dit of glo dit nie? Ek sal Hierdie melkskommel gaan net na hierdie aand. Sy resep gaan net na hierdie aand beskikbaar wees. Maar dit is nie waar dit bly nie. As julle wil hê met ons eksklusiewe episode, ons laaste episode van Pro en Praat. Wel, as julle wil hê ons moet hierdie melkskommel maak wat julle nou sien, moet julle as op my pages hom gaan like. Want die melkskommel wat die meeste likes het, dis die melkskommel wat ons gaan maak op daardie laaste aand. Fisies gaan maak. So maak seker julle gaan like hierdie melkskommel as julle wil hê ons moet hom maak. Maar baie dankie julle. Dit is dan hoe hierdie melkskommel uitgekom het. Ek dink, wat dink jy? I don't need to know. Hoeveel uit 10 gee jy vir hierdie melkskommel van ons? 10 uit 10. Ek gaan eerlik wees op daai, ek gee vir hom my 10 uit 10 uit.
ek sal miskien ook die eerste persoon wees wat hom sal wil probeer. Ek's tweede. Definitief, julle. Daar sê ons like dit. Nou julle met dit gesê, I don't need to know, van my kant af wil ek vir jou sê baie dankie. Dit was een amazing voorreg om jou deel te kon gehad het van vanaand. En julle volgende week het ons sy boetie deel. En dit is Christo, volgende week is dit ons weer. Maar daar is hy, ons kyk uit om julle volgende week te sien. Van my kant af, jou vrou het Mark Skommel. Sê ons vir julle 'n geseënde aand en 'n lekker aand verder. Weereens, dankie I don't need to know, dankie Christo. Julle mag nie volgende week misloop nie. Christo is ons gas. Ons sien julle daar. Bye julle. Alright, maar dit was lekker. Dan sien ons jou volgende week. Daar sê julle. Ek sien uit daarna. Aan my moderators en elke liewe kyker wil ek spesiaal baie dankie sê. Mag julle 'n awesome week verder hê. Maar van my kant af jou fout Mark Skommel. Ek groet julle en onthou, die lekkerste skommel, blye Mark Skommel. Ek sien julle volgende maandag. Bye julle. Dis die einde van die podcast en show. Ons hoop en glo dat jy daarvan hou. Moenie volgende week misloop nie, want ons sien jou gou.